Wanneer dit by hartebrekers op die kassie kom, hou Suid-Afrika lag Kersfees by Hollywood se blockbuster-helde. Sedert die 90's byvoorbeeld, snak kykers na hulle asems vir die Goalie se Nick Nodee. Later jare smeel hy weer in sewende laan as Chris Welman. Ek praat natuurlik van die akteur David Rhys. Die man is onlangs sy eie dieptes deur. Ek het eksklusief met hom gaan gesels en gaan hoor hoe dit nou met hom gaan. Reeds as chokker weet hy's 'n gebore akteur. Sy ouers druk vir ingenieurswese, maar hy wou 'n movie en TV-ster word. Solank jy by sy. En toe gebeur dit, want wie kan vir Nick Nodee van die Goalie of Chris Welman van Sewende Laan vergeet? Maar wie is die man agter hierdie verskillende rolle en karakters? Vandag gaan ek en julle vir David Rhys beter leer ken. Genade David, dit was 'n moeilike klompie maande. Kan jy glo jy sit hier by my? Ja, wel laat ek vir jou sê, ja nee, dis nou amper 2 jaar al. Ons het gelees in die koerante van hoe siek jy was. Vat ons gou deur dit. Waar het begin? Het jy vermoed iets is nie lekker nie? Tipiese man, ek dink so 3, ek was nou die dag by die kardioloog kan sien, hy kon sien daar was 'n paar hartaanvalle voor die groote en maar kop in die sand gesit, het nie mediese fonds nie, so sit dit af en toe kom die groote. En soos jy ook sê, jy het nie mediese fonds gehad en dan is dit moeilik om dokters te Ja, dis die ding, jy weet, plaas ek daai tyd gegaan het, sou heel waarskynlik beter gegaan het en goedkoper gewees het. En waar kry jy toe nou die groot hartaanval? Waar was jy gewees? Ek was by 'n driving range naby die huis en toe val ek net daar neer en toe moes ambulans my kom haal en ons was staatshospitale toe, hulle het nie kardioloog gehad nie en toe sê my ma en my sussie te hel daarmee ons gaan Milpark toe. En toe sê jy so en toe, maar jy was vir iets soos 2 maande, 7 weke in die hospitaal. Ek was die eerste rukkie 4 weke na die omleiding en toe gaan ek huis toe. Toe hoes ek die steke oop en toe kry ek septisemie. Toe moes hulle dit weer oopsny en my weer toewerk en toe is ek nog 3 weke weer in. Want jy het by die dood omgedraai. Mense het gedink jy gaan doodgaan. Ja, nee, dit is die dokters het my 30% kans gegee en ek kon nie loop nie. Ek was in soveel skok. En natuurlik jou ma en jou sussie was ook wonderlik geweest want toe is daar nie geld om al hierdie rekeninge te betaal nie. Wel, my suster en my ma het ingespring en my sussie, ek weet nie waar sy daai tyd van die oggend die geld gekry het nie, want hulle raak nie aan jou voordat die hengse deposito betaal word nie. Want ek weet daar was hierdie Backup Buddy kampanje wat mense geld ook gestuur het, maar dit was maar 'n druppel ook. Ja, dit was 2.3 miljoen. Ek dink ons het so R90.000 ingesamel met die Backup Buddy. Ja, nee, dit was 'n groot finansiële slag. Ja, ma moes glo 'n huis verkoop het. Ja. Nee, David. En dis toe nou nie die einde nie. Toe is Sewende Laan ook klaar. Ja, net voor die hartaanval is Sewende Laan klaar en so ek dink 'n week daarna of wat ook al toe ons aan die nuus kry of 'n paar dae daarna toe val ek neer met die groot hartaanval. Maar David, toe staan ook nou nie werk nie. Ja, wel volgens die kontrak nou work nou pay. Jy weet en ek het gehoop om my laaste 3 maande te beplan en jou sodat jy weet en ek het regtig alle moed verloor en hulle reken dat depressie, 'n diep depressie, want dit is hulle noem dit nie die trauma eenheid verniet nie. En maar ek het gehoop elke aand as ek gaan slaap dat ek nie weer wakker word nie, want dit was nie lekker nie. En nou as ek mag vra, hoe finansiëel, wat doen jy? Wel, ek was nog al die jare in die konstruksie met my pa, so elke keer as daar nie werk is of so, en jy moet aangaan, so ek is in die swembadbedryf op die oomblik en gaan doen kwotasies en ja. Siekte, finansiëel en toes jy en jou vrou ook uit mekaar uit. Ek het nou so gehoop, David, want dit het nou al so sprokies geklank. Ja, ons is nog goeie vriende. Maar ons het altyd net besef, jy weet, as enigiets kon verkeerd gaan, het dit. En elke keer as ons probeer het, dan gebeur dit net van vooraf. So, ons druk maar nou deur vir die skei en soos ek sê, ek het nou die een hond, sy die ander hond, en so ons bel maar en vind uit hoe gaan dit met die diere, en so ja. Is jy nou weer op die mark, kan ek dit sê, is jy beskikbaar?
Wel, met my gesondheid en so wil ek myself eens uitsorteer voor. Want ek het jou lanklaas so goed sien lyk. Baie dankie. Op 2 Februarie 1968 aanskou David Jonathan Rees die wêreld vir die eerste keer. Hy is die oudste van sy ouers se 3 spruite en word aan die Wesrand groot. Kinderjare, ek kon nie baie gelees het. Die ma is van Duitse afkoms. Ja, ek in Duitsland gebore en toe sê ek dink so 12 jaar oud was toe besluit hulle om Suid-Afrika toe te kom. Kan jy Duits praat? Ja. Nou nie vlot nie. Ja. Maar as ek was al 'n paar keer in Duitsland. Ek het so 6 maande daar spandeer een keer. En hoe is jou Engels? Ek het nog altyd gewonder, jou Engels is net so goed. Wel, ons huis, ek het Engels groot geword. Okay, want pa is Afrikaans. Ja, pa kom van 'n groot Afrikaanse familie. Oupa wat hiernatoe gekom het om die Engelse te beklei. Hy het hulle gehaat, 'n Walliser. En hy het Engels in die huis verbied. En ek weet nie of dit nou waar is, want ek kan amper nie glo dat jy ook maar 'n skaam seentjie was. Is dit so? Ja, nee, ek was baie skaam, baie min mense glo dit ek was. Ja, nee, mense glo dit nie. Ja. En nogal geboelie. Is dit? Ek was nou die groot ou gewees wat die klein ouetjies kom slaan en huil en dan lyk hulle cool tot ek eendag my dinges gestrip het. Maar jy was ook nogal effens rebels en kwaad vir die lewe. Ek het net nie 'n wag voor my mond nie. Ek kan nie stil bly nie en ek het seker maar probleme met gesag, jy weet, as 'n van klein seentjie af. Ja, ek hou nie van bullies nie, man. As mense lelik is, dan kan ek op 'n punt verloor ek dit. Ek kan mos nou nie aangaan om so lelik te wees totdat iets in my gaan en net sê wen of verloor of En jy kan ook nie stil bly nie. Nee, nie verlang nie. Wat 'n skool was jy gewees? Tegniese skool. Ja, ek was in tegniese skool in die Wesrand. In daai jare was hulle besig om hulle wou ingenieurs kweek vir die mynbedryf en ek het nou die aanleg gehad en die idee was dat ek nou in die ingenieurswese rigting in sal gaan. Maar jy was as 'n klein seentjie wou jy 'n filmster word. Dit was my en my ouma se geheim. My ouma het vir my gesê, David, one day you will be a movie star. En ek onthou ek het Radio Moos so gekyk en ek het gedink, dis wat ek wil doen. Na die advertensiebreek vertel hy openhartig verder oor sy tyd in die weermag, sy gebruik van dwelm, sy Goli dae en dinge wat hy anders sou doen. Daar sou egter eers baie water in die see loop voordat die hartebreker wat ons ken deur die kassie sou bars. Na skool is hy eers weermag toe. Wat is die storie van 41 dae in Oshokati in die tronk? Ek het seksieleier geword. Na seksieleiers kursus eerste in beheer en ons was in Fort Beaufort in onluste en hulle het vir ons gesê as ons 'n gekonfirmeerde terroriste vang, kan ons naweek pas kry en dit het toe nooit gekom nie en gaan ek na die kaptein toe en toe vertel hy vir my om te F-off, jy weet. Toe dink ek, alright, ek gaan na my troepe toe sê, alright, goeie nuus is ons gaan op pas, slegte nuus is 11 uur vanaand, ons gaan die draad spring. En ek het my rang daarvoor verloor, so na dit was ek maar net 'n rebel. Toe jaag ons baie nonsens aan, dis 'n lang storie vir 'n dag. En toe was dit nou 'n verhoor. Toe kry ek 41 dae, wat is DB? Dit is detention. Die DB wat DB is die weermagtronk. Weermagtronk, ja, want dit is so tronk op steroids. Kan maar 'n boek skryf oor daai 41 dae. Jy kan 'n paar movies maak oor jou lewe, want jou laaste paar maande met die weermag was jy ook in die psigiatriese afdeling gewees. Eventueel het ek hulle 2 van ons oudjies geskiet en toe ek terugkom van daai grensstrippie af, toe verloor hak my koppie so 'n bietjie uit. Toe is dit nou weer sulke tyd. Oudjies staan wag. Jy gaan nou toe dog ek hierdie keer gaan dit 3 maande DB wees. Toe dog ek hou 2 regte. Jy kan vra vir 'n kapelaan of jy kan vra vir 'n dokter. Toe gaan ek in 'n militêre hospitaal toe word ek daar opgeneem in saal 24. En was dit in daai tyd met die weermag wat jy met die dwelms en met die dagga met die goed? In die army met die rebellie en die net boggerie lewe, dis waar maar 'n bietjie die goed begin rook het en wat interessant was, ons kon naweek pas kry as jou urine skoon is of as jy bloed skoon is. Maar ons het ons steempies gehad. Jy kon R5 betaal vir 'n urine toets wat skoon is van een of die ander oudjies of 10 of R20, ek kan nie onthou nie. Ons kan bloed ook organise wat skoon is so.
In 1992 trap hy oor die drempels van Suid-Afrikaanse sitkamers as Nick Nudee van Egoli. Hy is sommer van meet af die moviester wat hy altyd wou wees. Dit kom egter teen 'n prys. Hy beland in die swier van partytjies waar drank en dwelms opwindende gasheere speel. Na weermag, waar gebeur die hele toneelspel ding? Er was iets ook met 'n sielkundige. Dr. Anton Potgieter, baie bekende psigiater, hy is nou oorlede. Sy groot ding was posttraumatiese stressyndroom. En ek het hom 1 keer 'n week gaan sien en hy het met my begin praat en ek het oopgemaak en hom vertel van my geheim dat ek gaan eendag 'n moviester word. En hy sê, maar David, jy is 'n ster. En sê wel, jy moet vir Mooney Lee ontmoet. Ja, Mooney Lee sy was hierdie fantastiese, sy was seker die agent in die land, sy is ook nie meer met ons nie. Soos ons almal weet, Mooney Lee she was a power agent. Ja. Hulle maak hulle nie meer so nie. Ja, ek was baie lief vir haar, maar Kwai. Daai ding met mense sien van Devil Wears Prada, Kwai agent, was Mooney Lee. Nee. Dit het ons gevat. Ja, sy was baie lief vir my en sy was amazing en baie eksentriek en Arnold Vosloo was toe net Los Angeles toe word ek soort van haar nuwe projekkie. En die res is geskiedenis. En hoe die Egoli ding toe nou gebeur? Sy het na ek American Ninja 4 doen, toe sê sy dit is tyd dat jy vir Frans Mars ontmoet. Toe reël sy ete en dis hoe ek by Frans Mars uitgekom het. Ek sê baie keer vir mense en ons probeer ons nou nie oulikie hou nie, maar daai tyd want dit was wel vir enigste sepie. Toe ons daar was, dit was groot geweest. Onthou jy? Kyk, haar roadshows was duisende mense. Die vrouens het geskree en gehuil. Ek onthou die eerste roadshow was by die Golden Acre. Hulle moes die polisie inroep om ons te red, want toe besef ons hierso is 'n fenomena. En toe natuurlik tipies David Rees maak jy daar ook maar 'n bietjie moeilikheid. Maar daar was 'n uitvoerende vervaardiger wat 'n onaangename mens was en daar was 'n fight scene wat ek dink hulle they didn't handle properly en toe ek in die wang geslaan is met 'n knieg toe nou in die toneel in die toneel terwyl ons skiet toe deel ek 'n klap uit en Frans was baie streng maar toe is jy uitgeskryf en toe maar toe jy later weer met hy teruggekom. Onthou? Ja, ek was in trane, jy weet, toe dieselfde uitvoerende vervaardiger my bel en sê ons wil dit terug hê asseblief. We need to lift things a bit. En nee, jy is 'n wonderlike natuurlike akteur. Maar wat in die dwelms was dit by Egoli ook? Ek het dit nie geweet nie. Ja, ag weet jy, die clubs was in daai jare baie vogue to go out. Ou se koppie is maar 'n bietjie groot want Frans Max en Egoli was dit was regtig 'n fenomena, jy weet. En waar het jy jou dogter se ma ontmoet? My dogter, Karen, sy was die eerste vroulike redaktrise van Los Life. Ja. En dit was by so 'n party en ek kan vir jou sê Vanya is nie 'n ongeluk gewees nie, dit was malligheid. David se dogter wat hy baie trots op is, ja. Ja, dit was malligheid en maar julle is nooit getroud, jy en Karen? Nooit getroud nie. Ja, ons het maar so 'n verhouding, ek het baie respek vir haar. Maar sy is 'n wonderlike ma. En sy bly nou in Namibië, nee. Sy was in Namibië gebore en toe wanneer 12 is, toe kry sy geleentheid in Namibië en toe trek hulle nou soontoe dit. Ek het haar so lank laas gesien oor die omleiding oor wat noem jy dit COVID en alles so ek verlang. Ek het haar seker 3 jaar laas gesien. Ja, hoe oud is Vanya nou? Sy word hierdie jaar 21. Na 'n rehabilitasieproses van 17 maande en duisende rande later, slaan David 'n nuwe blaadjie om. Hy word segsman vir die organisasie The Addiction Action Campaign, wat hom beywer om ander verslaafdes te help om toegang tot hulp te kry. Hy kry weer 'n vaste rol in Sewende Laan en trou vir die eerste keer op 50. Alhoewel dinge uiteindelik nie uitgewerk het nie, is David deesdae steeds op goeie voet met die lewe. Wat sou jy vir jong akteurs? Wat wil jy's deur alles? Wat se raad sou jy vir akteurs gee, jong mense wat in die bedryf ingaan? Behalwe word eerder 'n plammer. Ja, behalwe dit. Weet jy, daar is nie raad nie. Ons almal weet jy kry mense wat drama gaan studeer en hulle beste doen, hulle eindig agter die kameras of whatever. En dan kry jy 'n persoon wat 'n talentkompetisie wen in Port Elizabeth. Wat is haar naam, daai wonderlike Lindy van Ede, daai wonderlike vrou. En kyk waar is sy. Dit is it's a magical thing that happens, jy weet. So om die to break the mold a little bit, soos Frans altyd gesê het,
if you know the rules, you can break the rules. You can't just break rules if you don't know rules. En ek het baie hard gewerk en ek het my siel gegee en ek glo vas dat ek hou daarvan om mense moet nie sien, jy moet dit maklik laat lyk. Jy weet, ek is maar ook, kan baie keer 'n bietjie windgat wees, loop op 'n stel en you there to win, you're not there to om rond te neek nie. Ek het nog altyd van jou gehou. Jy windgat, dit is jy. Maar dink jy nie dit is ook wat ek sê altyd vir myself ook? Daai ding van vandag is mens bekend en mense ken jou, môre is jy op televisie en weet niemand van jou nie. Ja, ek weet jy, Sandra Prins het altyd gesê, is een ding om daar te kom. Is 'n ander ding om daar te bly. En ek kan nie dink aan waarder woorde nie. Maar jy moet nou vir my beloof, jy gaan nou vir die volgende groot rol, jy gaan nie moeilikheid maak nie. Ja, ek kry self skaam vir myself vir die tyd waar ek al jy weet daai attitude van I've got no regrets. Maar want hierdie hartomleiding het my laat besef ek is nie meer 19 nie. Tot en met die hartaanval het ek vasgeglo I'm 19 till I die. Maar ek is baie kwaad vir myself. Daar's goeders wat ek anders kon gedoen het en ek kon my tong gebyt het op stadiums en ek voel daar's nog iets in my en ek voel iets gaan kom. En jy weet vrae soos hoe kom jy daar? Ek weet nie om daai goeders te antwoord nie want daar's 'n iets. Daar's 'n iets wat onvermydelik is, maar ek ken niks anders nie. Acting is being. Ja, maar ek wens jou en ek is seker almal wat kyk, wens jou net die mooiste. Toe dankie dat jy my gesels het. Nee, baie dankie. Dit was wonderlik om jou weer te sien, Hannes, en ek wens jou ook alle sterkte vorentoe. Van die Goli se wilde seun tot sewende land se patriarg, iemand wat die lewe geleef het, amper by die dood omgedraai het, maar vandag dankbaar is oor 'n tweede kans. 'n Kans waarmee die David Rees wat ek ken mee gaan woeker. Dankie David vir 'n openhartige kuier.